Ons is deur die Paastyd. Dis nog vars in ons geheue, maar dis asof die skaduwees bietjie lank word. Ons gaan nou weer aan in die dolle gejaag van alles. En ons skenk nie noodwendig altyd aandag aan skaduwees nie. Vanoggend toe ek hier instap vroeg oopmaak en die sonnetjie kom op, toe maak daar seker skaduwees en dit herinner my. Ons is nie altyd attent op skaduwees nie. Hulle is oral om ons en hulle neem 'n verskeidenheid van vorms aan en hulle kan ook sekere emosies ontlok. Onder andere vrees. Want as jy dink daar skuil iemand in die skaduwee, dan bring dit vrees. Nie waar nie? Maar dit kan ook 'n emosie van verligting bring wanneer dit 'n warm, hittige, sonnige dag is en jy daar buite is en die son skroei jou en die volgende oomblik is daar 'n wolkie wat 'n skaduwee maak of jy kan in 'n skadukol inbeweeg en daar's verligting. Nou, omdat ons nie altyd aandag gee aan skaduwees nie en partykeer gebruik ons dit in verskillende ander forme, praat die Bybel nogal dikwels van skaduwees. En die Bybel gebruik dit as 'n metafoor. Verskillende metafore, eintlik om God se teenwoordigheid, God se beskerming en God se nabyheid te vertolk. En ek het 'n paar verse uitgehaal, daar's nog baie meer. En ek wil graag na 'n paar verse kyk en vanmôre gaan ons praat, skus Charlotte, kan nie net een keer terug gaan, gaan ons vanmôre praat oor die feit dat die kruis werp 'n skaduwee op ons harte. Jy sal dit nou verstaan. Maar kom ek deel met jou net 'n paar van die skrifgedeeltes waar die Bybel praat oor skaduwee as 'n metafoor van God se teenwoordigheid. Psalm 17 vers 8 sê, bewaar my soos 'n oogappel. Verberg my in die skadu van u vleuels. In Jesaja 32 lees ons, 'n toevlug teen die wind en 'n skuiling teen die stortreën, soos waterstrome in 'n droë streek, soos die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag. Is nie mooi nie. Hy bied 'n skaduwee in. En ek dink ons ken almal Psalm 91 en ons het vanmôre iets daarvan gesing. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die Almagtige. Jesaja 49 vers 2 sê, in die skadu van sy hand het hy my verberg. Is dit nie mooi nie? Jy moet dalk hierdie skriffies bietjie vat hierdie week en daaroor net toelaat dat dit jou hart vul. En ek dink dan seker die bekendste metafoor oor 'n skaduwee is wanneer Dawid in Psalm 23 skryf. Hy sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Dit is mooi, nee. Soos ek gesê het, ons is so pas deur die Paastyd en dit wat gebeur het by die kruis en om die kruis. Maar die skaduwees word lank. En tog, en ek het nou geworstel met wat is nou die regte woord, word 'n skaduwee gegooi, word 'n skaduwee gewerp, word 'n skaduwee gevorm. Die Engels is baie mooi, it casts a shadow. Engels is mooi, it just casts a shadow. Die kruis werp of gooi of vorm 'n skaduwee. It casts a shadow. En eintlik leef ek en jy in die skadu van die kruis. En ek gaan later weer na daai skrif verwys wanneer Paulus praat met die Korintiërs en hy sê dat die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God tot redding. Ons leef in die skadu van die kruis. Nou, ek dink dit was Simon wat my weer bietjie bewus laat word het van wie almal om daai kruis gestaan het op daai dag.
Ons weet Simon Petrus was daar, ons weet daar was vrouens, ons weet van die disippels was aan die agterkant, daar was soldate, daar was 'n hele skare, maar die skrif lig ook 'n sekere groepering mense uit wat by die kruis was, en dit was die godsdienstige leiers van die dag. En so het ek bietjie begin net dink oor almal wat om daai kruis gestaan het. Veral in die lig van die feit dat ons in die skadu van die kruis leef. En dink nou vir 'n oomblik aan daardie dag, toe Jesus sterf. Ons weet dit het op 'n stadium donker geword. Maar soos wat die son begin sak het op daai dag, het die skadu van die kruis, die skaduwee van die kruis, die mense wat om daai kruis gestaan het, aangeraak. Onder andere die godsdienstige leiers. Nou dis God wat self hierdie leiers aangestel het. En as jy nou teruggaan in die Ou Testament toe, dan sal jy sien dat God die stam van Levi uitsit as die Lewiete, en hulle sal diens doen in die tempel, in die tabernakel en toe in die tempel. Hulle sal die godsdienstige leiers wees van die tyd. Dit sal hulle taak wees om God te verteenwoordig by die mense, om God te connect met die mense en die mense te connect met God. Hulle sou dit doen deur onderrig te gee uit die wet uit. Dit sou ook hulle taak wees om dan die offers te bring namens die volk na God toe. Maar ek en jy weet mos so bietjie wat in die Bybel aangaan, en dan weet ons dat hierdie mense het dalk goed begin, but somewhere along the line het hulle hierdie roeping van God begin verraai. Hulle het hulle rug daarop gedraai, en naderhand het dit vir hulle gegaan oor hulle eer, oor hulle posisie, oor hulle gesag, oor 'n selfverryking. Hulle het hulle rug gekeer op dit wat God hulle vooraangestel het. Hulle het hulle roeping verraai. En soos ons deur die skrif lees, dan sien ons hoe dit eintlik begin kulmineer in toe Jesus gebore word, Jesus groot raak, toe Jesus sy bediening begin het, toe mense Jesus begin volg en hom aanvaar as een wat van God afgekom het, om sy lering gesit het en gehoor het wat hy sê. Toe gebeur daar iets in hierdie godsdienstige leiers se binneste. Hulle het nie daarvan gehou nie. En ons sien hulle interaksie met Jesus is vyandig en antagonisties. Hulle probeer Jesus uitvang. Hulle probeer Jesus diskrediteer by die mense. Hulle probeer die mense teen Jesus dra. En die rede is net omdat hulle bedreig gevoel het oor Jesus se lering en Jesus se bediening. En dan sien ons dit word eintlik op die spits gedryf in Jesus se laaste tyd op aarde, rondom sy gevangeneem, sy kruisiging. En jy kan dit gaan lees daar in Matteus 27, Markus 15, Lukas 23, Johannes 19. Dan sien ons hoe kulmineer al hierdie goed. Dit word op die spits gedryf. En dis eintlik hier aan die laaste paar dae van Jesus se lewe wat ons eintlik sien wat in die harte van hierdie mense is. Wat hulle dryfveer en hulle motivering is. Dit kom nou naderhand op die oppervlakte, dit surface, dit gee vir ons 'n kykie. En ek wil net so 3 goed uitlig. En daar's baie goed waarna ons kan kyk, maar ek wil net 3 goed uitlig, en ek wil begin daar, toe Judas Jesus gaan verraai het, en eintlik Jesus gaan verkoop aan die godsdienstige leiers vir 30 stukke silwer. Ons weet mos, ons ken dit nie. Matteus 27.
Maar Judas kry berou. Ek dink ons mis baie keer dit. Dat Judas berou gehad het. En dan gaan Judas terug na die godsdienstige leiers toe. Hierdie mense na wie toe hy gegaan het, aan wie hy Jesus verkoop het vir 30 stukke silwer, en dan het hy berou, en dan sê hy vir hulle, ek het teen hierdie man gesondig. Hy is onskuldig. En dan sê hy, hier is die geld terug. En dan sê Matteus 27 vers 4, kyk wat is hulle reaksie en hulle respons. Judas kom eintlik 'n skuldbelydenis doen teenoor hulle, die godsdienstige leiers, en wat sê hulle vir hom? Wat gaan dit ons aan? Dis jou probleem, is jou saak. Is nie erg nie. En dan gooi Judas die silwermuntstukke op die grond neer. En dan is dit opvallend oor wat daar gebeur. Nou beraadslaag hierdie godsdienstige leiers wat hulle nou gaan doen met hierdie 30 stukke silwer. Want hulle kan dit nie terugsit in die tempel skatkis nie, want dis eintlik geld wat hulle betaal het om 'n moord te pleeg. Dis bloedgeld. Ek wil hier moet iets hoor vanmôre van die hart van hierdie mense. En dan kom hulle met hierdie bright idee op om hulle self te regverdig. Ons koop 'n stukkie grond en dan kan mense, vreemdelinge op hierdie grond begrawe word. Ons is mos nie seker bad guys nie. Ons kan doen daarom iets goeds daarmee. En moenie vir een oomblik dink dit was 'n random besluit nie. Skryf net 'n bietjie daar neer. In Sagaria 11 vers 12 en 13 het die profeet al geprofeteer oor hierdie 30 stukke silwer. Wie moes eintlik die skrif geken het? Julle weet ek love a backstory. Ek het al gewonder hoe het hulle genegotiate om te kom by 30. Want as ek nou die ouens, ek sou dan 1000 beginne. Daai godsdienstleiers nie, ons gaan hom nie ons skatkis reoneer nie. Dink julle het randomly besluit? Nee, it was godly, want God het al deur sy profeet gesê, dis wat gaan gebeur vir 30 stukke silwer. It's amazing, hè? Ons dien 'n groot God. Ek wil hê jy moet net iets hoor vanmôre. 'n paar dae later, nie is eintlik 'n paar dae nie, 'n paar ure later, staan hierdie einste godsdienstige leiers voor Pilatus. Hulle kom met al hulle beskuldigings teenoor Jesus. En dan is dit amazing dat Pilatus, wat 'n heiden is, hulle hierdie vraag vra in Johannes 19 vers 15. Wil julle dan hê dat ek julle koning moet kruisig? Moet ek julle koning kruisig? Pilatus probeer Jesus kwytskeld. Hy probeer 'n plan beraam dat Jesus kan vrykom, want hy besef hierdie man is onskuldig. En ek weet nie of jy dit al besef het nie, maar toe ek dit weer lees en ek besef eintlik wat hier gebeur, it's mind-boggling dat hierdie mense wat deur God aangestel is om God te verteenwoordig, om die volk met God, die ware koning te connect, maak hierdie verklaring in Johannes 19 vers 15 die B gedeelte. Luister wat sê hulle vir Pilatus, ons het net een koning en dis die keiser.
It's astounding. Ons het net een koning. Is dit so 'n bietjie my wind uit my seile uitgeslaan toe ek dit besef? En dan, terwyl Jesus aan daai kruis hang, en hulle om daai kruis staan, en hulle weet, dis eintlik hulle toedoen, ons weet God het 'n groter plan gehad, maar in die fisiese, dis hulle toedoen, dis hulle werk, dis hulle sameswering, dis hulle komplot, dis hulle bedrieglikheid, dis hulle oneerlikheid. Terwyl Jesus in onskuld daar hang, sê Matteus 27 vers 40 en 41 en 42, gebeur die volgende ding. Hierdie owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge, het Jesus gespot. Hulle spot hom en sê vir hom, so, as jy dan nou is wie jy sê jy is, verlos jouself. Kom af. Kom van hierdie kruis af, en dan sal ons glo. Dan sal ons glo, kom af. Dit is amper onmoontlik om te glo, die hartvogtigheid en die haatdraandheid van hierdie mense. Ek dink dit was vir Jesus seker die moeilikste versoeking wat hy moes deurstaan het. Die feit dat hy geweet het dat hy die seun van God is en dat hy by magte is om van daai kruis af te kom, as dit ek was, sou ek afgekom het. Wat sou jy gedoen het, Bidie? Wow. Daar's 'n lied wat sê, he could have called 10,000 angels. Ja, dit sê in die skrif ook nie. Dankie, Bidie. Jy kan nie sien nie, maar jy kan hom lees nie. Jy lang vingers. Kan jy dink wat se selfbeheersing dit geverg het van Jesus? Terwyl hulle wie God verteenwoordig op hierdie aarde, namens die volk hier ingegaan het om offers te bring en versoening te bewerk. Hulle is die wat spot, en Jesus moet hom terughou om homself nie te openbaar vir wie hy is en wat hy kan doen nie, want daar is 'n groter doel. Geliefdes, en in daardie skadu van die kruis sien ek en jy wie hierdie mense werklik is. Sien ons dat hulle eintlik harte van klip het. Hou net dit in gedagte. Daar is iets van die skadu van die kruis en om daar te staan, wat eintlik openbaar wie en wat ons werklik is. En ek het hierdie raak gelees en ek wil dit graag met jou deel. The shadow of the cross doesn't turn someone to something they are not. Rather, it exposes what we are. In the shadow of the cross, our priorities, our loves, our intentions, our hearts are revealed. Yeah. The shadow of the cross doesn't turn someone to something that they are not. It only reveals who we really are.
Ons sien die hardheid van hierdie godsdienstige leiers raak. En dalk is die groot rede omdat ons eintlik aan Jesus se kant is. Daarom sien ons hulle fout raak. Hulle sonde raak, hulle hardheid van hulle hart raak. Maar wat as die bordjies verhang is? Wat as die bordjies verhang word en dis jou en my vyand wat ons sien swaar kry en ly? Wat as die bordjies verhang word en ek en jy toe kyk hoe ons vyande swaar kry en ly? Daai mense wat ons te nagekom het, wat ons seer gemaak het, wat ons bedrieg het, wat ons belieg het, wat ons besteel het, wat ons pyn en seer veroorsaak het. Wat dan? Wat is die eerste reaksie as jy sien dat jou vyand swaar kry of ly of pyn het? Ons verlekker ons daarin. Dis hulle verdiende loon. Hulle kry eintlik wat hulle toekom. Justice is being served. Die skadu van die kruis openbaar ook wat in ons harte is. En God is 'n God van geregtigheid. En ek wil nie dit vanmôre afmaak en dit elimineer nie. God is 'n God van geregtigheid en jy kan nie verkeerd saai en verkeerd doen en dink dat daar nie 'n oes gaan opkom nie. But that is in God's hands. Die kwessie is, wat is in jou en in my hart? Die skadu van die kruis openbaar soms goed en dikwels goed wat ons self nie wil erken nie. Soos onder andere die feit dat ons kan verlustig in die mislukking en die neerlaag van die wat teen ons is, die wat ons vyandig gesind is. Die godsdienstige leiers aan die kruis was nie 'n geïsoleerde gebeurtenis nie. As jy kyk deur die skrifte, dan sal jy sien, dit was eintlik hulle gewoonte. Dit was hulle manier van doen. It wasn't an isolated event. Hulle het 'n klomp goed op die volk gelaai en 'n klomp goed gesit. Goed wat God nooit eens in die wet bepaal het nie. So dit was nie geïsoleerd, dit was nie 'n once-off nie. It was their way. Maar daai dag by die kruis, toe die skadu van daai kruis op hulle val, toe openbaar dit eintlik wat nog al die tyd in hulle harte is. Want dis daar wat hulle nie kon wegkruip nie. Geliefdes, ons wil dikwels ons lewe in kompartemente leef. Ons wil aan die een kant kan lief hê en aan die ander kant kan haat. Ons kan aan die een kant wil goed doen en aan die ander kant wil kwaad doen. Ek wil liefde kan betoon aan sekeres, maar ek wil nog steeds kan voel dat ek iets in my hart kan hou teenoor my vyande.
Ekskuus tog. Ons kan nie die kruis in sy volheid omarm, as ons nie ook God se barmhartigheid omarm nie. Want dis tog die hart van die kruis. Ek kan nie in die kruis dink, in die een asem as die plek van my redding en my verlossing, maar in dieselfde hart 'n gevoelloosheid het teenoor ander mense wat suffer, of hulle nou my vyande is, of onbekendes is nie. En het jy al agtergekom, ons is baie keer apaties? Dis nie ons mense nie. Dis daar ver. Dis daar die. Dis daar daai. En wat is die eerste ding wat ons wil doen wanneer ons oortuig word, in die Engels het 'n mooi woord, convicted word van iets. We tend to want to run away. Dis so oud soos tyd self. Dat julle Adam en Eva, hulle het vir ons mooi gewys hoe om dit te doen. And we're still trying to do it. Ons probeer weghardloop. Ons probeer vlug, want as ek bietjie weghardloop van hierdie skadu van die kruis af, dan voel ek nie die pressure daarvan nie. Ek voel nie die oortuiging nie, ek voel nie die conviction nie. Ek kan bietjie wegkom. Maar geliefdes, as ek wil weghardloop van die waarheid van die kruis, dan hardloop ek ook weg van die genade van die kruis. And I also run away from the grace of the cross. Ek het dit hier geskryf, die probleem is egter, dat wanneer ons weghardloop van die kruis se oortuiging, dan hardloop ons ook weg van die skaduwee van die kruis se genade. Want dit is slegs in die skadu van die kruis, dat ons die genade van God kan beleef. Hallo? So of ek moet alles aanvaar wat die kruis na my toe bring, of ek moet alles verwerp wat die kruis na my toe bring. Die oortuiging, maar ook die genade. Geliefdes, die doel van die kruis is nie om ons net te oortuig nie. Die doel van die kruis is vergifnis. Ek het dit ook raak gelees. The point of this cross, die kruis van Jesus, is to redeem us, to restore us, and to make us new. Verander sommer new into renew, dan jy 3 R'e, dan gaan jy dit maklik onthou. The point of this cross is to redeem us, to restore us, and to make us new. Die kruis is nie daar om my 'n skuldgevoel te gee nie. Die kruis is daar om my te bevry. Die kruis is daar vir vergifnis. En ons sal nooit die einddoel van die kruis ervaar en beleef as ons nie bereid is om in die skadu van die kruis te staan en toe te laat dat die kruis ons openbaar vir wie en wat ons is nie. Hierdie is 'n moeilike preekie. Want ons harte is soms nie, dikwels hard. Ek wil nie meer sê hallo nie. Het klink nie so lekker as ek luister na die opname nie. Van die hart van die kruis is vergifnis. Dink aan Jesus se woorde aan daai kruis. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle,
Sê dit bietjie. Vergewe hulle. Sê dit weer. Hoekom? Want dit is die hart en die essensie van die kruis. Want die kruis het vir jou en vir my vergifnis gebring. Maar dis alleen eers wanneer ons hierdie kruis omarm, dat ons ook mense kan wees, wat kan uitroep in plaas van vergelding, vergifnis. Ja, nou sê jy, Ledge, jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. En ek weet dat ek nie weet nie. Ek weet dat ek nie weet nie. Maar wat ek weet, is wat die woord sê. Wat ek weet is wat die woord sê, en wat die woord sê is die waarheid. Anders leef ons alleen, ons is skizofrene. Dubbele lewens. Aan die een kant, halleluja, prys die Here, en aan die ander kant, ek wou nou sê wat in my hart is, maar dit gaan nie mooi klink soos voetsek en al daai wat met fees begin. It's tough. Okay. Slegs wanneer ons die hart van die kruis omarm, slegs wanneer die krag van die kruis, wanneer die waarheid van die kruis, wanneer die liefde van die kruis sy greep op ons kry, dan kan ek en jy ook mense wees wat kan uitroep, Vader, vergeef hulle. Dis moeilik dan nie. Dis moeilik. Ek wil klaarmaak. Maar dis die profeet Jesegiel, wat die woorde van God na die volk toe bring, en dis hierdie woorde wat jou en my vanmôre uitnooi. Hy sê, ek sal vir hulle een hart gee. 'n hart soos God. 'n hart soos Jesus. En 'n nuwe gees. Ek sal hulle harte van klip uithaal. En vir hulle harte van vlees gee. En dan gaan hulle al my insetting onderhou, maar hier aan die einde sê, en dan sal hulle vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle God wees. Paulus sê, hierdie boodskap van die kruis is dwaasheid. Die wêreld sê, nee. 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Laat hulle betaal. Laat hulle suffer. Laat hulle vir hulle kry. It's justice. Vader, vergeef hulle. Geliefdes, ek het hier geskryf, 'n vraag gevra vir myself, en ek vra dit vanmôre vir jou. So die vraag is egter, sal ek liewer eerder in 'n ontkenning wil leef? Natuurlik. Ek wil nie hierdie goed weet nie. Want hierdie goed is moeilik. My natuur sê nee. My natuur sê nee. Maar ek wil dit so lees soos wat ek dit geskryf het. Maar dis baie moeilik om in 'n ontkenning te leef as die skadu van die kruis op jou val. Maar nie net
die buitelyne van 2 pale, 'n regop paal en 'n dwarspaal nie. Nee, wanneer daai beeld van God deur sy seun Jesus Christus aan daai kruis vir jou 'n realiteit word. En jy sien die een sonder sonde na sy asem snak. En die bloed en die water uit sy sy uitloop. O, daai lied wat ons in die begin gesing het, wat ons nog nie lekker ken nie, beskryf al hierdie goed. Ek het met opset hierdie 2 pale hier gelos en hulle gaan nie 'n skade weer gooi nie, want daar's nie lig wat van die agterkant af kom nie. Dit gaan nie oor dit nie, dit gaan om die groter prent te sien. So en om dit te ignoreer verg eintlik 'n harde hart. 'n Hartvogtigheid, 'n haat wat nie in die hart van God is nie. Want hy het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Die skadu van die kruis nooi ons uit om eerstens saam met Christus te sterf. Want as ek nie sterf in myself, vir my eie hart en my eie wil en my eie goed nie, sal ek nooit kan sê, Vader, vergeef hulle nie. So kan ek en jy vir die volgende, na vandag nog vir volgende 3 weke, so 'n bietjie kyk na die uitnodigings onder die skaduwee van die kruis. En waartoe dit ons uitnooi. It's not easy. Maar dit was nie vir Jesus maklik nie. Maar hy het dit gedoen ter wille van jou, Leon, Rachel, Tannie Susie. Hy het geweet hoe moeilik dit gaan wees. And you know when it's going to get tough? Môre. Wanneer ek weer met die werklikheid gefeis gaan word van dit. En ek moet kies om te sê, ek vergewe. Here, gee vir my 'n nuwe hart, een hart. Gee vir my een gees. U hart, u gees, 'n geopende gees vir God. Sodat Jesus my harde hart kan sag maak. En my kan vul met sy vergifnis en sy liefde. Maar ook met sy blydskap en sy vrede, wat ek op geen ander plek kan ontvang as in die skadu van die kruis. En as jy vanmôre saam met my wil opstaan en sê, Here, gee vir my 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. U hart en u gees. Nooi ek jou uit om saam met my op te staan vanmôre. Een nuwe hart en 'n nuwe gees. U hart, u gees. Net daar waar jy staan, praat 'n oomblik met die Here. Vra hom om daai hart van klip uit te vat.
Sy gees, 'n geopende gees. Gees wat vernuwe word deur sy teenwoordigheid in ons. Bernadette, daar's 'n ou liedjie wat sê, jy weet ek doen dit nie graag nie. Come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in your strength and in your power. Come. Ons het die gees van God nodig. Ons het die krag van God nodig, sy opstandingskrag. Om dit te maak. Ons het dit nodig. Ons het dit nodig. Paulus sê in 1 Korintiërs 1 vers 18, hierdie woord, hierdie boodskap van die kruis, is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En wat is die krag van God? Sy gees. Het jy vanmôre sy gees nodig om te kan vergewe, te kan vryspreek, om te kan laat gaan, te los. Oh, come Holy Spirit. I need thee. Thank you. En as jy dit ken, sing dit. As jy dit nie ken, bid dit net. Maar dis 'n gebed vanmôre. Dis nie net sommer 'n liedjie nie. Dankie Charlotte vir die woorde. Oh, come. Lay ons burdens. Holy Spirit, I need thee. We need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength. We need your strength and we need your power. We need your fullness. In thy strength and Thy thy power. Will you come in your own gentle way? Come in thine own gentle way. Ek wil net iets sê van God se gees. Ons gaan dit weer sing. God se gees dryf ons nooit nie. God se gees lei. As jy vanmôre voel jy's gedryf om iets te doen, just back off. Moenie iets doen omdat jy voel ek sê dit nie. Want dan gaan dit vir jou taaf wees. Maar as God se gees jou lei vanmôre, miskien lei hy jou om nou daai persoon of daai mense of daai situasie vry te spreek, dan is dit goed. But don't feel forced, want dan is jy nog nie reg nie. God se gees forceer niemand nie. Hy lei. Thank you. Jesus. Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, we need thee. Come, Holy Spirit, I need thee. I need thee. Come, sweet Spirit. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle
Heilige Gees, dankie dat U die Gees van God is. Dankie dat U die Gees van God is. U het die hart van God. And you are a gentle spirit. Here, al was hierdie woord vanmôre hard, weet ek U Gees is sag. Maar U Gees is indringend. En vanmôre bid ek dat U Gees ons harte sal sag maak. Ek weet die vyand kom nou en hy sê vir jou, jy het nie nodig nie, dit was nie jou skuld nie, dit was nie jou toedoen nie. En dit is miskien 100% reg. Maar hy's 'n leenaar. Hy's 'n dief en hy's 'n moordenaar. En hy wil kom steel. Maar God is die God van lewe, van oorvloed, van vryheid. Heilige Gees, ek bid dat U met ons elkeen sal werk op die eie tyd, op die eie manier. Here, dat ons nie sal weghardloop van die skadu van die kruis nie. Here, maar dat ons dit sal omarm. In daai skadu gaan staan. Toelaat dat dit ons ontbloot. Here, want ons weet in elk geval wat in ons harte is. Ons bedrieg onsself, soos wat Adam en Eva hulle self bedrieg het, om te probeer wegkruip van God. Here, ons wil uitkom. En sê, hier is ons, Here. Hier is ons. Maak ons vry. Maak ons los. Maak ons skoon, maak ons nuut. Dankie vir die krag van God deur die kruis. En deur die boodskap van die kruis. Ons loof U daarvoor. En ons sê vir U dankie. Dankie. Sal jy vanmôre net daar waar jy staan vir die Here dankie sê vir sy woord. En Here, nou is dit my gebed dat U genade, U goedheid, U blydskap en U vrede, U shalom met ons sal gaan in hierdie week. En dat U vrede ons sal lei. En dat U vrede ook die barometer van ons harte sal wees wanneer ons voor moeilike situasies kom. Wanneer die hardheid van ons harte wil oorspoel in ons monde. Heilige Gees, maak ons dan opnuut bewus van die kruis en die skadu van die kruis waarin ons leef. En dankie dat ons dan kan bely en vergifnis kan kry. En dat U Gees ons ook sal help om die oorwinning te kry. Here, mag U vrede oor elkeen wees, oor elke huis, elke werksplek in hierdie week, elke uitdaging, elke besluit. Here, ons lê dit in U hande. En ons sê vandag vir U dankie. Dankie dat ons in die skadu van die kruis kan leef. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam.